wanneer ons kom by jou terug op jou kartesiese vlak, dit is die deel waar jy nooit mag punte verloor nie. Dis verskriklik belangrik, hulle vra dit van graad 10 tot graad 12 en is heeltyd maar min of meer dieselfde goedjies. So, ons gaan met twee dele hoofsaaklik werk. Met die enetjie werk jy met 'n onbekende hoek, sê net maar soos beta of alfa of wat ook al. Jy weet nie wat die hoek is nie, maar dan het ek 3 sye. En dan die ander manier wat hulle dit vir jou vra, is as hulle vir jou die hoek gee, en dan is my sye onbekendes. Alright, so dit is die twee maniere wat hulle dit hoofsaaklik vra. So die eerste gedeeltetjie is die deel van graad 10. So kom ons kyk gou wat ons hier doen. Wat belangrik is om hier te weet, hulle sê vir my los op wat ook al daai is, met behulp van 'n skets. So hierdie, al wat ons gaan doen en julle hierdie stappe is baie mooi uiteengesit in die pakkies, julle kan dit net daar gaan kyk, dit is alles stap vir stap vir jou gedoen en gemerk en alles klaar. So die eerste ding wat ek hierso sal gaan doen is, ek sal gaan sê 12 tan beta, ek sal my 5 oorvat, ek werk nou met hierdie gedeeltetjie. Jy moet nou eers gaan bepaal in watse kwadrant om hom te teken. So, nou sê ek die tan van beta is 5 bo op 12. Ok, so daar is my eerste gedeelte. Nou kyk gou wat sê hulle hier vir my. Jy moet nou net gaan bepaal in watse kwadrant ons hom teken. So, ek hou daarvan om dit so te doen, en die notas sal julle sien het ek het met regmerkies ook gemerk, dat jy kan presies sien in watse kwadrant ons hom gaan moet teken. So, wat jy gaan doen, ons kan sien my tan is positief daarso. So as hier nou 'n minus was, dan was tan negatief, maar ons sien tan is positief. Tan is positief by A en by T. Dan wat ek gaan doen is, hulle sê ook vir my, beta lê somewhere tussen 90 en 360. So ons weet mos hierdie is 0, 90, 180, 270 en 360. So dit sê vir my, hy mag net tussen 90 en 360 lê. Met ander woorde, hy mag net in een van daai 3 kwadrante lê. En al wat jy dan doen is, jy gaan teken hom in die kwadrant met die 2 kruisies. So ons gaan hom in die T-kwadrant gaan teken. Alright, so kom ons kyk gou. Op hierdie stadium het ons darm nou al om te sê die tan van beta is gelyk aan 5 op 12. So as jy jou skets gaan teken, dit is heeltemal dieselfde ding jy sal sien. Jy trek 'n skuinsy en jy connect hom met jou x-as. Okay. En dan die lettertjies, hierdie is die leerwerk, die teorie is in julle pakkie. Dan se lettertjies is y op x. Daai leerwerk kan julle net gaan kyk, dit is daar vir julle gegee. Dan se lettertjies is y op x. Met ander woorde, my y is 5, want ons weet daai is mos die y gedeelte, en dan my x gedeelte is mos die een op my x-as. Nou wat belangrik is hier, so jy moet gaan kyk na jou tekens, want jy werk op 'n kartesiese vlak. So jy moet seker maak dat hy reg is. Jy kan sien, my aan die linkerkant gaan my x mos 'n minus wees, en onder die lyn gaan my y-waarde ook 'n minus wees. En eintlik al wat hierdie nou vir my sê, waar daai beta eintlik inkom, hierdie verteenwoordig eintlik die beta, so jy moenie skrik as jy 'n skets sien wat daai gee nie. Maar die oomblik wat jy met jou kartesiese vlak werk, dan kan jy die lettertjies gebruik wat ek vir julle gegee het, die leerwerk, ek gaan dit gou vir julle gee vir die wat dit nie het nie, om te sê die sin se lettertjies is y op r, kos se lettertjies is x op r, en tan se lettertjies is y op x. Jy kan dit onthou om te sê sin, kos en tan, y are x's, really your x's. Okay. So, dis die leerwerk. As jy dit het julle, dan is ons nou al 70% klaar met hierdie gedeelte. En al wat ons dan doen is met liewe vriend Pythagoras, moet ek nou daai derde sy gaan bereken. As jy wil gaan werk met die minusse by, onthou net asseblief julle hakkies, moenie vergeet van die hakkies nie, dit is waar ons julle die meeste keer vang. So, om die derde sy te gaan kry, liewe vriend Pythagoras, sê vir my r kwadraat, en ons weet ons nou r is my skynsy, is gelyk aan x kwadraat plus y kwadraat. So, as jy die hakkies wil gebruik en die minusse, ons wil mos nou my skynsy gaan uitwerk. My waarde vir x is minus 12, onthou asseblief jou hakkie, plus minus 5 kwadraat.
As jy daai in jou calculator ingooi, dan kry ek vir r kwadraat as 169, so my r is 13. So ek kan hom gaan sit as 'n 13 daar en ons onthou r is altyd positief. Maak nie saak of hy bo of onder die lyn is nie, hy gaan altyd positief wees. Okay. As jy bang is jy raak te mekaar met die tekens, jy het nie nodig eintlik om die tekens te gaan insit nie, want jy moet in elk geval als kwadreer. So als word in elk geval positief. So jy kon net die getalle gaan sit het met Pythagoras mag mens dit doen om te sê x kwadraat plus y kwadraat, want dit is so goed soos 'n gewone 90 grade driehoek om te sê hy is 5 eenhede lank en hy is 12 eenhede lank. Dis eintlik wat daai vir ons gee. So jy kan dit so gaan doen. Ek's happy met die tekens, solank as wat jy jou hakkies onthou. En nou julle, dit is die moeilikste gedeelte. As jy jou skets het, nee, dan is ons koppe deur. Al wat dan gebeur is, hulle sê hier vir my, okay, ons soek die waarde vir sin beta plus cos beta. Nou gebruik ek net my leerwerk. Sin se lettertjies is y op r, so dit is die y op die r. So ek sê sin beta plus cos beta, y op r, so dis minus 5 op 13, plus cos is x op r, so dit is minus 12 bo op 13. Jy gooi daar in jou calculator in en ek kry 'n minus 17 op 13 en dit is my antwoord. Alright. Dan vir die volgende enetjie sê hulle hier vir my, 1 op 5 tan beta minus 13 sin beta. Moet asseblief nie skrik in die hele, jy gaan chak hierdie goed net so in, as jy 'n skets het, is jou kop deur. So ek gaan skryf my 1 op 5, my waarde vir tan, weet ons mos, is y op x, so ek het, my waarde vir y is minus 5, my waarde vir x is 12, minus my 13 chill daar uit, sin beta, sin se lettertjies is y, bo op die r. Dan is dit net 'n gewone vereenvoudigingssom. Hierdie minusse kanselleer mekaar uit, my 5 en my 5 kanselleer uit, so ek kry 'n 1 op 12, minus my 13's kanselleer mekaar uit, 1 op 12 plus 5, jy gooi daai in jou calculator in, en dan kry ek 'n 61 bo op 12, en dis hoe ons hierdie doen. Okay. Volgende voorbeeld. Ek sal voor julle pause die video en probeer om eers self doen. So kom ons kyk wat sê hulle hier vir my. Hier gaan werk ons weer met 'n tan. Ek gaan my 3 oorvat, so ons werk weer met 'n beta. 7 tan van beta is gelyk aan negatief 3. Dan gaan deel ek met my 7, so die tan van beta is gelyk aan minus 3 bo op 7. Right, nou moet ons gaan bepaal in wat se kwadrant om hom te teken. Die eerste ding wat ons gaan doen, is ons gaan sê, okay, so tan kan ek sien is negatief. Tan is negatief by S en by C. Dan sê hulle ook vir my, die kos van beta is kleiner as 0. As hy kleiner is as 0, beteken dit die kos van beta moet 'n negatief wees. En dan kyk ek, waar is kos negatief? Hy is negatief in die S en die T. Daarom gaan ek hom in die S kwadrant moet gaan teken. Okay, so kom ons gaan teken hom. So jy trek 'n skynsy en connect hom met die x-as. Tan se lettertjies is y op x. So daar is die y en die x. So een van hulle gaan 'n minus kry, so ons moet nou net gaan kyk wat se 1. So my waarde vir y het ons nou as 'n 3 en my x is 'n 7. En as jy nou jou kartesiese vlak gaan kyk, dan kyk jy wat se 1 kry die minus. Oordat my x aan die linkerkant is hier, gaan my 7 die minus kry. En dan met liewe vriend Pythagoras, onthou die stappe is uit een vir jou gegee, is om te gaan sê, kom ons werk met Pythagoras, om te sê r kwadraat is x kwadraat plus y kwadraat. Dit sal altyd my beginpunt wees. Ons soek actually nou my skynsy, so dit is minus 7 kwadraat, onthou jou hakkie, plus 'n 3 kwadraat. As jy daar in jou calculator in gooi, kry ek 58, daarom weet ek r is wortel 58. So ek gaan los hom sommer in sy wortelvorm, want hulle sê vir my, ek moet hom sonder 'n calculator uitwerk. En daar is hy gedoen, en ek weet r is altyd positief. Alright. Nou vra hulle 'n paar goed vir my. Hier sê hulle vir my, bereken nou sin beta plus cos beta bo 2 sin beta. Goodness, hulle wil hê ons moet baie algebra doen. Okay, so ons gaan kyk hierso. So sin beta, sin se lettertjies is y op r, so ek sit my 3 bo op my wortel 58.
Nou, jy doen hierdie sonder 'n sakrekenaar. Cos beta is x op r. Ek gaan hom in 'n hakie sit, my x is minus 7 en my r is wortel 58. En ons sit dit bo op 2, my waarde vir sin van beta, onthou net vir indien jy gewonder het, daai is beta. Moenie skrik as jy sketsie dit vir jou gee nie, dit is beta. En dan sin van beta, sin se lettertjies is y op r, my y is 3 en my r is wortel 58. Okay, asseblief moenie daai gaan uitkanseleer nie, hulle is nie, ons kan dit nog nie doen nie, want daar is nog 'n plus tussenin. Okay, nou wat ons gaan doen, ons moet dit eers gaan vereenvoudig, bo die lyn. Ons gaan sê, hierdie kan jy in jou calculator gaan injak as jy wil, maar is ook nie eers nodig nie, jy kan sien 3 minus 7, geef my minus 4, bo op 'n wortel 58, en dit alles sit ek bo op, onthou ek maal 'n breek bo met bo, en onder met onder, so bo op 6, op my wortel 58. En nou kom ons by 'n baie belangrike ding, wat ek baie vir julle nog gaan sê, ek hou niks van 'n breek, op 'n breek nie. Die oomblik wat jy breek op 'n breek sien, gaan skryf hulle asseblief vir my langs mekaar. So wat hier eintlik staan, is minus 4 op wortel 58, gedeel deur, wat ook al daai is. Daai is 6 bo op die wortel 58. En jy weet, jy mag nie deel met 'n breek nie, ons het in graad 5 geleer, jy maal met sy resiprook. So ek maal hom met sy resiprook, en dan kan ek lekker uitkanseleer. Nou kan my wortel 58 uitkanseleer, en dan sit ek met 'n minus 4 bo op 6, en daai enetjie mag ek actually bietjie gaan vereenvoudig as 'n minus 2 op 3, en daar is my antwoord, minus 2 op 3. Okay, kyk gou as hulle vir my so vra. Volgende voorbeeldjie. Hier sê hulle vir my, okay, hier somewhere is 'n punt T, en daai punt T is x en 15. Okay. En hulle gee vir my somewhere 'n punt P ook. Okay. En hulle sê hierdie toetie is theta. Great. Right, kom ons chat gehoor wat ons het. Hulle gee hier vir my, want ons wil met x werk, né? So ek worry nou net oor die punt T. Hulle het eintlik al klaar vir my die kwadrant gegee, julle. Kyk hoe mooi werk dit. Wanneer jy met jou kartesiese vlak met hierdie trieg werk, is dit altyd dieselfde. Jy trek jou skynsy en jy connect hom met die x-as. Hierdie punt wat hulle vir my gegee het, hierdie tx15, al wat daai vir my gee, ons weet daai is die x-koördinaat wat hulle al vir my gee, en daai is die y-koördinaat, so ek kan hom op my y gaan sit. Maar hulle gee vir my nog inligting. In die vraag sê hulle vir my OT is 17 eenhede. So OT, hierdie weet ons moes nou is T, O is altyd jou oorsprong, OT is 17, en dan gaan sit jy hom in, en dan werk hierdie goed presies dieselfde. Hulle sê vir my nou eers bereken vir x, so ons nou eers met liewe vriend Pythagoras gaan werk. Pythagoras se formule skryf ek altyd, r² is x² plus y². R² in hierdie geval gee hulle vir my as 17. Ek weet nie wat is my x² nie, my y² is 15². Nou kan ek hierdie ouetjie oorvat. So ek gaan sê 17² minus 15² is gelyk aan x². En dan check jy daai in jou calculator in, dan kry ek my x² is 64. En kyk wat gebeur nou. X is dan plus of minus wortel 64, so dit is plus of minus 8. Dis hoekom hy 'n plus of 'n minus kry, onthou R is altyd positief, maar kyk gou hierso, as jy gaan kyk na waar my X lê, dan kan hy nie 'n positief wees nie, hy moet 'n negatief wees. Daarom weet ek hy is negatief 8, so die waarde van X is dan net negatief 8. Al hierdie stappe is in jou pakkies wat jy net kan gaan kyk. Okay, right, volgende. Hierso het ek net vir julle die sketsie weer gegee. Hier vra hulle vir my, okay, eerstens, bereken die tan van theta. So, die tan van theta, tan se lettertjies, weet ons mos, is y op x. Dan is hierdie baie maklik. Die moeilikste deel is om jou skets te kry, dan is dit super easy. Y op x, so dit gee vir my 'n 15 bo op minus 8 en dit is my antwoord. And that's it. Al wat nodig is. Alright. Nou vra hulle hierso vir my,
cos 180 minus theta. Vir cos 180 minus theta, weet ons gaan ons cost diagram gebruik. So die oomblik wat jy 180 plus of min of 360 plus of min sien, weet jy moet jou cost diagram gebruik. So kom ons gaan kyk. Ons gaan sê 180 minus, dis in die s kwadrant, daarom weet ek ons gaan werk dit met 'n cos van theta. Cos se lettertjies is x op r, so ek het 'n minus 8 bo op 17 en daar is my antwoord. Dit kan nie makliker nie. Alright. En dan die laaste enetjie, sin kwadraat, vra hulle hierso vir my, so sin se lettertjies is y op r, so ek vat my y waarde wat 15 is, so y bo op r, en dan gaan sit ek daai letterlik net in 'n kwadraat. En dan kry ek 'n pragtige 225 bo op 289. Alright. Volgende enetjie is bietjie interessanter. Hierdie gaan ons nou, daar's eintlik 'n klomp maniere om dit te doen. Jy kan jou reguitlyn funksie gebruik, jy kan gradiënte met analitiese meetkunde, jy kan eintlik 'n klomp goed hier gebruik. Maar wat hulle vir my sê is bereken die waarde van A. Okay, so kom ons gaan kyk gou hierson, hè. Ons weet mos nou hierdie koördinaat van T, die x-waarde is minus 8. So, een manier om dit te doen is om die vergelyking van hierdie reguitlyn te bepaal. As ek met daai reguitlyn werk, en dan al wat ek gaan doen is ek gaan stel my x-waarde in sodat ek vir y kan kry. Dis een manier om dit te doen. So nie kan jy selfs net met die gradiënte werk. Ek het sommer net met die gradiënte gaan werk, want ek kan sien hier is kolineêre punte. So jy kan gaan sê, ek weet die gradiënt van TO moet presies dieselfde wees as die gradiënt van PO. En ons weet dis ook dieselfde gradiënt as TP. So ek kan dit op enige manier gaan doen. Alright, so ek gaan sommer hierdie eerste twee gebruik. Om te sê die gradiënt, julle weet 'n gradiënt is y2 minus y1 bo op x2 minus x1. Okay, so ons gaan werk eers met die gradiënt van TO. TO sê vir my 15 minus die 0 bo op die x minus die 0. En ek weet dit moet presies dieselfde wees as die a minus die 0 bo op die minus 2. Minus 0. As daar enigiets is wat ek vir julle 'n bietjie stadiger moet doen, kan julle altyd net vir my 'n comment drop of stuur vir my 'n boodskap op die website en dan maak ek vir julle graag so 'n video. So, dan wat ek gaan sê, in die bokant hierso kry ek 15 bo op minus 8 is gelyk aan a minus 0, wat net 'n a is, bo op minus 2. Met 'n is gelyk aan mag ek kruismaal. Een of ander rede vergeet mense dit altyd met 'n is gelyk aan. Daar mag jy gaan kruismaal. So ek gaan sê 15 maal met minus 2 gee vir my minus 30. Minus 8 maal met a gee vir my minus 8a. Dan kry ek my waarde as a is minus 30 bo op minus 8. En dan kry ek hom as 'n 15 op 4 en daar's my waarde vir a. Alright, en dis hoe ons daai netjie gaan doen. So nou kom ons by die tweede gedeelte. Dit is wanneer hulle vir my ietsie gee soos daai, wanneer hulle vir my actually die hoek gee, maar my sy is die onbekende een. Alright, hierdie is baie belangrik, dis die graad 11 en 12. So die volgende paar voorbeelde is wat jy nodig het om te kan doen in graad 11 en in graad 12. Alright, dit is die basics. Jy kan nie wegkom van hierdie nie. Die video wat hierna gaan volg, gaan spesifiek vir graad 12 wees. So graad 12, as jy fyn is met hierdie eerste gedeelte, kan jy net na die volgende video toe gaan skiep en na daai voorbeelde gaan kyk, spesifiek waar ons die dubbelhoeke en saamgestelde hoeke gebruik. Okay, so hier val ons weg. Kom ons kyk gou. Wat belangrik is om by hierdie te weet, hierdie tipe goed, ek gee vir julle 'n checklysie. Kyk altyd eers na jou hoek. As jy, dit wat hulle vir my gee en dit wat hulle vir my vra, as die twee nie dieselfde hoek is nie, dan is dit useless, dan kan ek nie my skets gebruik nie. Alright, so dit is verskriklik belangrik om die twee te link met mekaar. En die checklist wat ek vir die eerste deel vir julle gee, is jy gebruik jou cast diagram, vir 180 plus of min, 360 plus of min, of jy gebruik jou kofunksies. Julle sal sien, dit is 'n foolproof plan, jy kan nie verkeerd gaan nie. Alright, so kom ons begin hierso. Eerste ding wat hulle vir my gee, is, hulle gee net een ding, hulle sê die sin van 32 is gelyk aan P. Paar dinge wat jy nou hier moet weet, is om te sê, okay, so die sin van 32
is gelyk aan P. So eers gaan kyk ek daai 32 grade, ek trek 'n skynsy en ek connect hom met die x-as. Ek gaan sit my 32 grade daar. Great. Dan weet ek, as hy my P op niks anders staan nie, staan hy op 'n 1. So ek weet sin se lettertjies, ek ken my leerwerk, is mos y op r. So dit is 'n P bo op 1, daar's my y op r. Dis wat jy nodig het om te weet. En dan die laaste stapie is met liewe vriend Pythagoras, want jy moet die derde sy ook gaan bereken. My vriend Pythagoras sê vir my r² is gelyk aan x² plus y². In hierdie geval is my r 'n 1, so daar staan 1² is gelyk aan, ek weet nie wat's x nie, en my y² is p, so p². So hier staan 1² minus p² is gelyk aan x², en om vir x alleen te kry, gaan check ek daai net alles in 'n wortel. Ok, wat belangrik is nou hier, kyk gou hoe skryf ons hom. Ons gaan hom skryf as 'n 1 minus p². Hierdie kwadraat het weggeval, want 1² is net 1. Jy het die kwadraat val nie weg oordat daar 'n wortel is nie. Hierdie p² is nog steeds, hy het nog steeds 'n kwadraat. Dit is verskriklik belangrik dat jy nie daai fout maak nie. As my skynsy byvoorbeeld 'n 3 was, dan 3², yes, dan sou hy 'n 9 gewees het. Okay. Right. As jy 'n skets het julle, dan is die res super maklik. As jy nog nie die video oor vereenvoudiging gekyk het nie, gaan eers na vereenvoudiging toe, want so nie gaan jy nie hierdie verstaan nie. Alright, nou wat ons gaan doen is tan van minus 32, so ten minste weet ek het 'n 32, great, want as ek nie die regte hoeke het nie, dan is my skets useless, so ek gebruik my kaasdiagram, want ek weet as daar niks voor my minus staan nie, weet ek daar staan 'n 0, so dis 0 minus, dis in my c², en dan weet ek tan is negatief daar, daarom gaan sit ek hom as 'n negatiewe tan van 32 grade. Ok, so my minus chill daar uit, tan se lettertjies is y op x. So ek het my y bo op my x. So my antwoord is p bo op daai lelike wortel van 1 minus p², en dit is jou antwoord, net so. Alright, dis eintlik 'n verskriklike lekker gedeelte, ek's mal oor hierdie gedeelte, julle mag nie hier punte verloor nie. Ok, volgende een, ek het sommer klaar ons sketsie vir ons daar gaan sit. Hier sê hulle vir my bereken sin van 418. Right, kyk altyd eers vir my kaasdiagram. Onthou julle, jy kan enige tyd 360 plus of minus, so ek het net 360 gaan uithaal, en dan wat oorbly is die sin van 58. Ok, nou wat jy gaan doen is, jy kyk volgende op jou checklys. Jy gaan kyk na my kofunksies. Ek ken my leerwerk. Ek weet, die sin van 58 gaan dieselfde wees as kos van 32. As jy nie weet hoekom nie, gaan kyk die video oor vereenvoudiging. So nie, kan jy net vir my 'n boodskapie stuur. En omdat dit 32 is, great. Nou kan ek actually my skets gebruik. Kos se lettertjies is x op r, so dit is die worteltjie. Bo op my r is 'n pragtige 1, en dan, daar is my antwoord. Ok, sê maar jy was nie lus om kofunksies te gebruik nie. Daar is nog 'n manier wat jy ook kan gebruik, vir spesifiek sou ek hom gebruik, indien hulle vir jou met tan gevra het. As jy met binnehoeke van 'n driehoek gaan werk, dan gaan ek hierdie hoekie kry as 'n 58 grade. Jy sê mos 180 minus 90 minus 32, gee vir my die 58. Wat jy nou kan doen, is jy kan jou graad 10 tree gebruik, om te sê, kom ons gaan werk met my gewone graad 10, hierdie is my skynsy, omdat dis die een oorkant, die 90 grade hoek. Nou werk ek spesifiek met 58, want hulle wil hê ek moet die sin van 58 gaan bereken. Sin, so ons werk met die 58, dan is hierdie my teenoor staan, die ander een is my aangrensend. Wanneer ek met hierdie boonste hoek werk, mag ek nie my x, y en r gebruik nie. Dan is dit skuins teenoor staan en aangrensend. Sin se lettertjies, weet ons mos, is t op s. Sins, dis ook in jou pakkie, p² op 1, en ons kom by dieselfde uit. Voilà. Alright. Volgende enetjie. Hier vra hulle vir my die kos van 212. Kom eens kyk. Ek hou daarvan om te kyk as hy nader aan 180 of 360. Hy is nader aan 180. So ek kan hom gaan skryf as die kos van 180
plus 32, want onthou jy wil 'n 32 hê, want jy moet hom link met jou skets. Cos van 180 plus is in die t-kwadrant, cos is negatief daar, daarom weet ek, dis 'n negatiewe cos van 32 grade. Okay. En sodra ek my 32 het, mag ek my skets gebruik, en cos se lettertjies is x op r, so dit is 'n x bo op 'n r, en dan daar is my antwoord. Okay, volgende enetjie. Hier werk ons nou met 'n 43. So kom ons gaan kyk eers na wat hulle vir my gee, dat ek my skets kan teken. Dis die belangrikste gedeelte. So ons gaan sê hierso, right, sin van 43 is gelyk aan P, en ek weet, hy staan dan op 'n 1, sodat wanneer ek my skets gaan teken, gaan kyk dit asseblief dat jy hom in die regte kwadrant teken, 43 weet ek is in die eerste kwadrant. Indien hier byvoorbeeld gestaan het 143, dan sou ek hom in daai kwadrant gemaak het. So 43 trek 'n skynsy, connect hom met die x-as. Ek het 'n 43 grade daar, right. Dan ken ek my leerwerk verder, ek weet sin se lettertjies is 'n y op 'n r. So y is p, r is 1, ek gaan, dis presies dieselfde stappe as die vorige een, dan kry jy hom as 'n 1 minus p kwadraat. Okay, en daar's my skets. Nou vra hulle hier vir my, right, bereken die cos van 133. Eerste wat ek gaan kyk, is hy nader aan 180 of 360? Hy gaan nader wees aan 180. Onthou asseblief, jy het nog iets op jou checklist. Jy mag actually jou kofunksies gebruik as dit uitspring. So, ek gaan sommer 'n kofunksie hier gebruik, om te sê, ek kan sien, ek kan hom gaan skryf as 90 plus 43. En ons weet, die cos van 90 plus iets, is mos dieselfde as negatief sin van daai iets. Dit is my kofunksies, gaan kyk weer jou reëls wat in jou pakkie is. My negatief chill daar uit, sin se lettertjies is y op r, en hulle het klaar vir my gesê, sin van 43 is p, en daar is my antwoord. Okay. Volgende, hier sê hulle vir my die tan van minus 43. Eerste ding wat ek daar sal doen weer, is net weer, ek hou daarvan om te sê, as daar niks voor my minus staan nie, weet ek daar staan 'n 0. So ek weet hy is in my c kwadrant, so ons gaan skryf hom as 'n negatiewe tan van 43. My negatief chill daar uit, tan se lettertjies is y op x, so dis y op x. So dit is p bo op daai terrible wortel. En daar is jou antwoord. Okay. Volgende enetjie, cos van 'n massiewe getal. Ek gaan hierso minus 360, minus 360, minus 360. En dan wat jy gaan uitkry, is die cos van 223. Nou kyk jy weer, is hy nader aan 180 of 360? 90 spring nie nou op hierdie stadium vir my uit nie, so kom ons kyk as ons omvat 180. Om te sê 180 plus 43. Sien julle daai? Dan kan ek gaan sê, okay, wel 180 plus, weet ons mos is in my t-kwadrant en cos is negatief daar. So ek het 'n negatiewe cos van 43. En die oomblik wat ek my 43 het, mag ek actually nou my skets gebruik. Cos se lettertjies is x op r, en dan is dit net daai terrible wortel. 1 minus p kwadraat, met die minus vooraan, en voilà.